jou en ek wil baie graag 'n woord met jou deel oor geloof en dade. Die baie bekende gedeelte wat ter sprake is Jakobus hoofstuk 2 vers 14 tot 18 en ek hou dit aan jou voor in die 2020 vertaling. Wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder kos en sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Net tot sover, vertrou dat die Here die gedagte of hierdie woord in jou hart lewendig sal maak. Die apostel Paulus skryf in Efesiërs 2, vers 8 en 9. Hy sê, want uit genade is julle verlos deur geloof. Let daarop, geloof. En juis dit kom nie uit julle self nie. Dit is die gawe, dis 'n geskenk van God. Dit kom nie uit werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Dit is baie maklik om Paulus hier verkeerd te verstaan. Asof Paulus sou sê dat dit net my geloof is wat belangrik is, en dat my dade hoegenaamd geensins saak maak nie. Vergelyk dit met Jakobus se sterk standpunt dat geloof sonder dade is dood. Daarom het baie mense al gesê dat Jakobus weerspreek Paulus. En Paulus verkondig die ware evangelie van Jesus Christus. Wat soek of waarom is Jakobus se brief hoegenaamd in ons Nuwe Testament? Ons dink byvoorbeeld aan iemand soos die groot kerkhervormer Martin Luther, wat soms openlik baie krities was oor Jakobus se brief en by tye gewonder het, wat soek dit in ons Bybel? Maar ek dink nie dat Paulus en Jakobus mekaar hoegenaamd weerspreek nie. Ek dink Jakobus sê 'n hartlike amen op Paulus se evangelie. En ek dink dat Paulus ook 'n hartlike amen sê op Jakobus se geloof sonder dade is dood. Ons moet onthou dat Jakobus Jesus se eie fisiese halfbroer, sy biologiese halfbroer was. En Jakobus was ook die leier van die gemeente in Jerusalem, die moedergemeente. En ons lees in Handelinge 15, hoe dat Paulus en Barnabas, nadat hulle eerste sendingreis voltooi het, 'n sendingreis wat hulle na verskillende heidense stede toe geneem het, waar hulle die evangelie aan heidene verkondig het, en baie van hierdie heidene tot bekering gekom het. So hulle kom na hulle eerste sendingreis in Jerusalem aan, om die evangelie wat hulle aan die heidene verkondig het, aan Jakobus en die raad saam met hom voor te lê, in weerwil van en tot groot frustrasie van die Judaïseerders, wat geëis het dat al hierdie heidene wat tot geloof gekom het in Jesus Christus, besny moet word en die wet van Moses moet onderhou. As jy in Lukas 15
in Handelinge 15 gaan lees, gaan jy sien dat Jakobus nie geswik het onder die druk van hierdie Judaiseerders nie. Inteendeel, hy saam met Petrus en Johannes het aan Paulus en Barnabas die hand van broederskap gegee. En saam met hulle gestem, dat mense wat tot geloof kom in Jesus Christus, nie gedwing, nie geforseer moet word om soos Jode te leef nie. So, ek dink nie dat Jakobus, Paulus in ons skrifgedeelte aanvat of hom weerspreek nie. Inteendeel, ons moet verstaan dat Paulus 'n ongelooflike, hy was 'n geleerde man en sy briewe is nie altyd baie maklik om te verstaan nie. En mense wat nie dieselfde gravitas gehad het in hulle in terme van intellek nie, het sy woorde dikwels verdraai en verkeerd geïnterpreteer. So dis my gevoel dat Jakobus in ons geleesde gedeelte nie besig is om Paulus aan te vat en te korrigeer nie, maar mense wat Paulus verkeerd geïnterpreteer het, hulle aan te vat en hulle te korrigeer. Baie nodige stukkie korreksie wat hy ingebring het. Ons kry vandag nog steeds mense wat Paulus totaal verkeerd interpreteer. En dan staan Jakobus in ons Bybels as 'n getuienis teen hierdie verkeerde interpretasie. Die feit is, kom ons sê dit vir mekaar, daar's geen manier wat ons gered kan word deur ons dade nie. Ons word alleenlik gered op grond van ons geloof in Jesus Christus se offer aan die kruis en sy opstanding uit die dood. God skenk aan ons, dis 'n gawe, dis 'n geskenk. God skenk aan ons verlossing, hy skenk aan ons redding, omdat ons in sy geliefde seun glo. Nou daar's 'n proses by ons verlossing betrokke. En ons kry hierdie proses in Jesus se eie woorde, let op, in Jesus se eie woorde aan Paulus in Handelinge 26 vers 17 en 18, en ek lees dit vir jou. Jesus sê vir Paulus, ek sal jou, Paulus, red uit jou volk en van die heidene na wie ek jou stuur, om hulle oë oop te maak, sodat hulle van die duisternis na die lig kan draai, let op die woordjie draai, en van die mag van Satan na God, en ook dat hulle deur geloof, let op die woordjie geloof, in my vergewing van sonde en 'n erfdeel saam met die geheiligdes kan ontvang. So wat is hierdie proses? Eerstens, my oë gaan oop. Dis die eerste deel van die proses. My oë gaan oop. Wat is die teenoorgestelde van oop oë? Toe oë. Baie mense, ongelukkig by verre die grootste deel van die mensdom, gaan geheel en al toe oë deur die lewe. Blind, kan nie sien nie. Kan nie sien dat hulle verlore is nie. Kan nie sien dat hulle in die duisternis is nie. Kan nie sien dat hulle in die mag van die bose is nie. En hoe moes Paulus hulle oë oopmaak? Deur die evangelie van Jesus Christus aan hulle te verkondig. Die evangelie van Christus moet in die krag van die Heilige Gees verkondig word, sodat dit in mense se harte kan indring en hulle oë kan oopgaan. Ek het in 'n Christelike omgewing basies groot geword.
Ek het my eerste kinderbybel gehad, toe ek 4 of 5 jaar oud was. Ek kan tot vandag toe van die prentjies in hierdie kinderbybel onthou. Ek was in die kinderkraans, kan onthou dat 'n sending dame ons kindertjies op 'n stadium toegespreek het, en wat sal 'n sendeling anders doen as om die evangelie van Jesus Christus te verkondig op die vlak van 'n kind? Ek was in die sonnaarskool, later van tyd het ek deel geword van die SKJA, maar die evangelie van Jesus het nooit regtig in my hart ingedring nie. Junie 1983, toe ek 15 jaar oud was, en in Clarence, die pragtige dorpie in die Oos-Vrystaat, tussen die berge, na 'n opname van 'n gesalfde preek deur pastoor Pieter Labeskagni oor die onderwerp valse sekuriteit geluister het die evangelie vir die eerste keer in my hart ingedring en my oë het oopgegaan en ek kon sien vir die eerste keer hoe verlore ek is, dat ek in die duisternis is, dat ek in die mag van die bose is. En oor die volgende 3 weke het ek kort geween oor my sonde. Tweedens, die tweede deel van die proses is, ek draai weg van Satan, weg van die duisternis, na God toe. Ek is in die duisternis. Ek is in die mag van die bose. En soos 'n blinde strompel ek in die duisternis voort, sonder enige rigting, totaal verlore. Maar dan kom die evangelie en dring in my hart in en my oë gaan oop. En skielik sien ek is in die duisternis, maar ek sien ook dat daar lig is. En ek draai om. Die woordjie wat gebruik word in Handelinge 26, draai van die duisternis na die lig, van die mag van Satan na God. Die Griekse woordjie is epistrepsai, wat letterlik beteken om te draai. En dis presies wat ons bedoel wanneer ons sê, iemand kom tot bekering. Bekering beteken om te draai. Om te draai. Ek het van tevore in die duisternis ingeloop, in die mag van Satan, maar nou dat my oë oop is, draai ek om. Ek kom tot bekering en ek draai my rug op die duisternis, ek draai my rug op die mag van Satan en ek draai myself na God toe. Derdens, ek plaas my geloof in Jesus Christus tot vergifnis van sondes en ek word 'n nuwe mens. Nou dat my oë oop is en ek na God toe gedraai het, plaas ek my geloof in sy geliefde seun Jesus Christus wat vir my sonde aan die kruis gesterf het en wat uit die dood uit opgewek is. En ek ontvang op grond van my geloof in Jesus Christus, ontvang ek as gawe, as geskenk van God af, die vergifnis van my sonde, word ek verlos, word ek gered van my sonde en word ek 'n nuwe mens. Dit voel asof die wêreld van my skouers afgerol het. Ek voel so skoon, so rein. Ek voel alles is so nuut. So nuut. Ek voel nuut. Hoekom? Want ek het 'n nuwe mens geword in Jesus Christus. Nou vra ek jou, as ek hierdie ervaring in my lewe gehad het, my oë het oopgegaan, ek het myself bekeer, my rug op die duisternis gedraai,
my na God gewend, my geloof in Jesus Christus geplaas, my sonde is vergewe, ek het 'n nuwe mens geword. As ek hierdie ervaring deelagtig geword het, dink jy dat my lewe gaan verander? Dink jy dat ek anders gaan dink? Anders gaan praat? Dink jy dat my prioriteite anders gaan lyk? Absoluut. Absoluut. As my lewe nie verander het nie, sê Jakobus vir ons, is my geloof dood. Dood. En wat is geloof wat dood is? Niks anders nie as 'n spook. Jy sê, jy het jou geloof in Jesus Christus geplaas, maar jou lewe het glad nie verander nie. Glad nie. Jou lewe gaan maar net voort, soos altyd. Daar's nie eers 'n blip gewees. Geen verandering nie. Jou lewe gaan maar net soos normaal aan, soos in die verlede. Jou lewe wat nie verander het nie, gaan by jou spook, want jou geloof is dood. Jakobus sê vir jou, as jou lewe nie verander het nie, is jou geloof dood. In vers 18 van ons geleesde gedeelte sê Jakobus, maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Wow, wat sê Jakobus hier? Dit klink soos 'n woordslaai op wat op aarde bedoel hy met hierdie vers. Kom ek verduidelik vir jou. As jy sê, jy het dade. Kom ons sê jy sê ek het dade. Al sê Jakobus vir jou, vergeet so 'n bietjie van jou dade. Wys my jou geloof. Want jy sien, my vriend, dade sonder geloof beteken niks vir God nie. Jy kan al die goeie dade in die wêreld doen. Jy kan aan barmhartigheid deelneem. Jy kan al jou geld vir die armes gee. Jy kan 'n goeie man vir jou vrou wees, goeie vrou vir jou man wees. Jy kan goeie ouers vir julle kinders wees. Jy kan elke Sondag in die kerk wees. Jy kan julle bydra vir God se werk gee. Jy kan goeie mense wees wat goed doen aan ander. Maar as jy nie geloof in God het nie, geloof het nie, beteken dit niks. Hoekom? Want Hebreërs sê vir ons in Hebreërs 11, dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. So doen jou goeie dade. Doen dit. Maar as jy nie geloof het nie, beteken dit niks. Jy is verlore. Aan die ander kant, as jy sê jy het geloof, dan sê Jakobus vir ons, goed, jy sê jy het geloof, wys jou geloof vir my in jou dade. Jou dade spreek dit van die feit dat jy geloof het. Jou dade spreek dit van die vrug van jou geloof. Jy sien, ons word nie gered deur ons dade nie, ons word gered deur ons geloof in Christus, maar ons geloof dra vrug. En daardie vrug is sigbaar in wat ons doen, in ons optrede, en hoe ons praat, wat ons sê, wat ons dink, wat ons doen. Dit is, en weet jy wat? Jesus stel nogal baie belang in die vrug van ons lewens. Jy sal onthou hoe dat Jesus kort voor sy kruisiging op 'n donkie by Jerusalem triomfantlik inkom. En hulle skreeu Hosanna. Wat doen Jesus? Hy gaan reguit na die tempel toe. Hoekom? Hy gaan na die tempel op soek
na die vrug van Israel se geloof. Wat kry hy by die tempel? Geldwisselaars. Alles behalwe die vrug van hulle geloof. Mense wat gekil word, ingedoen word, vreeslike pryse gevra word vir 'n offer wat hulle graag wil bring. En jy sal onthou, Jesus het 'n sweep gevleg, hy het die tafels omgekeer, hy het die geldwisselaars weggejaag, en hy het gesê, is my Vader se huis nie veronderstel om 'n huis van gebed te wees nie. Jesus is uit Jerusalem uit weg, na Betanië toe, vroeg die volgende oggend, het hy teruggekom na Jerusalem toe, saam met sy disippels. Op pad terug, sien hy 'n vyeboom. Die vyeboom is vol blare. Nou 'n vyeboom wat vol blare is, beteken hierdie vyeboom moet vrug aan hê. Die blare is as ware 'n advertensie wat sê, kom na my toe. Hier is vrug, jy kan by my vrug kry. Maar toe Jesus by die vyeboom kom, was daar geen vrug nie. Wat doen Jesus met die vyeboom? Hy vervloek hierdie vyeboom, wat vrug geadverteer het, maar daar was geen vrug nie. En hierdie vyeboom het verdor tot in sy wortels in. Dis presies wat met Israel gebeur het. Jesus het na Israel toe gekom, op soek na die vrug van hulle geloof, want hulle het dit geadverteer. Ons glo, maar waar is die vrug? En Jesus, jy weet self wat gebeur het met Jerusalem, hoe dat Jerusalem in 70 na Christus verwoes is, en die Jode uit hulle eie stad uit verdryf is, tempel verwoes is, die plek waar Jesus geen vrug gekry het nie. As jy ook kyk na Jesus se bergrede in Matteus 5, 6 en 7, wat doen Jesus? Hy leer die mense, hy praat met hulle oor God se wil, hy deel met hulle die woorde van die koninkryk van God, en dan kom hy reg aan die einde van sy bergrede, en hy vertel 'n gelykenis. En hy vertel 'n gelykenis van 'n man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het gekom, die stormwater het gekom, die wind het gekom. En sy huis het nie bly staan nie, het in mekaar getuimel. Die ander man het sy huis op 'n rots gebou. En die reën het gekom, die stormwater het gekom, die wind het gekom, maar sy huis het bly staan. Hoekom? Want hy het dit op die rots gebou. Hoor wat sê Jesus in Matteus 7 vers 24. Hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde, watter woorde? Matteus 5, Matteus 6, Matteus 7, sy bergrede. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, dade, en dit doen, sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So wie is hierdie verstandige man? Dis die persoon wat nie net die woord hoor nie, maar dit ook doen. Jy sien, want die woord kom na ons toe. En deur die gehoor van die woord, sê Paulus in Romeine 10, deur die hoor van die woord, kom daar geloof in ons harte. En deur hierdie geloof word ons gered. Maar as die woord na my toe kom en daar het geloof in my hart gekom en die geloof is sonder dade, is daardie geloof dood. Eers as daar dade bykom, spreek dit van geloof wat lewend is. Dis die geloof wat ons red. Dit is die geloof van die man wat sy huis op 'n rots gebou het. En toe die storms kom, het sy huis bly staan. Jesus stel belang in vrug, en ek hou vir jou voor, Johannes 15 vers 2, waar Jesus sê, elke loot aan my, wat nie vrug dra nie, sny hy, dis die Vader, weg.
Johannes 15 vers 8 sê Jesus, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra. As jy bietjie verder aanlees in Jakobus, ons geleesde gedeelte, so bietjie verder aan, dan gebruik Jakobus die voorbeeld, en hiermee sluit ek af, van Rahab, die prostituut van Jerigo. Rahab het in hierdie heidense stad, Jerigo, gewoon. Sy was 'n Kanaanitiese vrou. Die mense van Jerigo het waarskynlik die maangod aanbid. Heidene. Maar hulle hoor die gerug van 'n volk, bekend as die Israeliete, wat deur die woestyn en die wildernis op pad is na Kanaan toe. En hulle hoor van die God van Israel, wat voor hulle uittrek en die pad vir hulle oopmaak en wonders doen, op pad na Kanaan toe. Tussen al die heidene in die stad Jerigo is daar net een vrou, wat die gerug hoor van Israel en hulle God, en wat haar geloof in die God van Israel plaas. Hoe weet ek Rahab het haar geloof in die God van Israel geplaas? In haar dade sien ons dit. Sy tree heeltemal, totaal anders op as al die ander mense in die stad. Al die ander mense in die stad wil die 2 Israeliese spioene vang en hulle doodmaak. Maar Rahab steek hulle weg en help hulle ontsnap. Sy tree totaal geheel en al anders op as al die mense in haar stad. Hoekom? Want sy glo, sy het haar geloof geplaas in die God van Israel. En deur hierdie geloof wat sigbaar geword het in haar dade, die manier waarop sy optree, het haar gered. Nie net haar nie, maar ook haar hele familie saam met haar. En Rahab het deel geword van die geslagslyn van Jesus Christus ons Here. Jakobus sê, geloof sonder dade is dood. My gebed is dat my lewe baie vrug sal dra. Die vrug van iemand wat 'n lewende geloof in Jesus Christus het. Mag dit vir jou ook so wees. Amen.